Goeiemôre broers en susters. Hartlike goeiemôre aan ieder en elk van u. Ek weet u kuier baie lekker en die samesyn is ons is opgewonde om in die huis van die Here te wees. Kan ek 'n paar dankbare harte sien? Enige dankbare harte? Amen. Amen. Baie dankie. Weer eens is welkom. Laat my toe, very good morning to you ma'am. Laat my toe om net vinnig deur ons weeklikse program te gaan. Ons begin Dinsdag sien ek die woordskool hervat weer, 1900 uur hier by die kerk. Dan Woensdagoggend ons vroue biduur, 10 uur hier by die kerk. En dan ook Woensdag aand ons power hour om 1900 uur. Dan Donderdag aand weer ons selgroepe, hervat weer. En dan wil ek net u herinner dat indien u wou aansluit die werkende jeug, soos wat ek verstaan, ouderdom tussen 19 en 30 jaar. Indien u wil inskakel by 'n selgroep, om net u besonderhede vir ons te gee by die inligtingstoonbank. Dan Vrydag aand weer ons jeugbyeenkoms hier by die kerk om 18:30 en dan weer Sondag ons erediens om 9:30. Ook net 'n herinnering dat ons Vrydag die 18de April ons nagmaaldiens sal hê. As ek kan vinnig oorgaan na ons besoekers, is daar enigiemand wat vir die eerste keer vanoggend besoek hier by ons? Enige besoekers, enigiemand vir die eerste keer? Amen. Goeiemôre my broer. Daar sê hulle het vir jy 'n kaartjie gegee, sal dit net vir ons terugbesorg en welkom hier by ons. Ek glo jy gaan die tyd geniet hier in die huis van die Here. Dan Goeie Vrydag het ek reeds genoem dat ons Goeie Vrydag wel ook diens het, maar ook 'n nagmaal 'n diens sal wees. En dan ook net 'n herinnering aan die Silverstrome Seniors. Dis omtrent 'n tongknoper. Die ete by Saddles. Dinsdag, waar is ek nou jammer, Dinsdag die 15de April om 9:30 en dan indien jy wil saamgaan om net u naam ook op ons lysie aan te bring. Ons gaan almal eers by die kerk by mekaar kom. Ek sê ons, maar ek glo ek gaan saam dan. Amen. Amen, dankie. Dan ons verjaarsdag vir die week is vandag, né? Johan van Vieren, jammer, is John van Vieren en Dennis Doherty. Is julle hier? Nee. Dankie, nou hoef ek nie te sing nie. Dan Dinsdag die 8de Ryan Tron en Tannie Zenda Curry. Is Tannie Zenda hier? Ook afwesig. Ek hoef nog steeds nie te sing nie. En dan Woensdag die 9de, Jason Leroux. En dan Donderdag die 10de, Anna Botha. Baie geluk aan die wat verjaar die week. En kom ons gee hulle 'n klap. Mag die Here u seën met nog vele meer geseënde en gesonde jare. Is u reg om die Here te loof en te prys? Kan ek vra dat ons opstaan? En dan gaan vir pastoor Schuyfer vra om na vore te kom en vir ons die diens te open met gebed. Ons orkes kan van na vore kom. Kom ons gee net so 'n bietjie die Here 'n lofoffer terwyl pastoor op pad is. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Kom ons prys hom so 'n bietjie. Amen. Amen. Nou laat het my nog 'n trappie klim ook. Halleluja, ons is 'n geseënde gemeente vanoggend. Prys die Here. Weet julle hoekom ons maak plek vir engele in ons midde? En elke sitplek wat leeg is, kyk mooi, daar sit 'n engel daarop. Het jy 'n leë sitplek langs jou, as sit 'n engel langs jou, hoor? OK. En wees bly want die engele is saam met ons en dank die Here. Ons is hier, maar die belangrikste is God is hier, die Heilige Gees is hier, Jesus is hier en ons is in hulle midde. Kom ons bid saam. Vader, ons hef ons stemme met 'n dankbaarheid tot U in hierdie môre vir ons gespaarde lewens, Here, en dat U dit goed gedink het om hierdie dag weer eens by ons lewens by te voeg. En ons wil uitroep en sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Ons bid tot U met 'n dankbare hart, Here, vir al U liefde, U genade, U getroue hand van beskerming en bewaring wat U oor ons gehou het. U soete Heilige Gees, wat ons leer en lei op die regte weg in en waarheid. Here, dankie dat ons deel is van hierdie gemeente, Here.
En baie dankie dat ons vanmôre hier is, Here, vir die seëninge, die blessings wat ons gaan ontvang, Here. Ons weet ons gaan weer eens nie teleurgesteld wees nie. Bless hierdie gemeente vanmôre, Here, hierdie praise and worship span hier agter my, Here. En dan baie belangrik, Here, U die gesalfde, Here, wat die woord gaan bedien, salf die lippe van klei met 'n kool vuur vanaf die altaar, Here, en dat hy sal spreek woord gedryf deur die Heilige Gees en nie uit die mens die Here, en gee aan ons die gemeente, Here, ore om te hoor en harte om te verstaan wat die Gees vandag tot ons wil spreek, Here, en dat ons daarin sal bly leef, Here. Dankie dat ons nog gesalfdes het wat vir ons die woord kan bedien, Here, en dat ons nog ore het om te hoor. Dankie, Here. Halleluja. Ons eer die Here. Gee die Here 'n lekker lofoffer. Amen. Loof. Nee, julle kan beter doen as dit, man. Kom aan. Eer die Here. Baie dankie. Halleluja, kom ons gee die Here 'n lofoffer vanoggend. As ons in die lied sing moet begin, blessed be the name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. Weet dat ons is 'n beskutting in hom vanoggend. Ons kan nêrens geen gaan nie, man, na die Here toe vanoggend. Hy is ons beskutting. Hy is ons sterke almagtige Heer. Amen. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Come on, church, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Oh, Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. Do you believe it? The name of the into it, and they are saved. Oh yes, oh, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Come on, church, let's sing our blessed be name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Oh yes, Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord Most High. Halleluja. Kom ons gee hand. Halleluja. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. Oh, praise in the morning. Oh, 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 praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all the day long. We're gonna lift up the mighty name of Jesus, here to sing a song. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. We're gonna lift up holy
We're gonna worship the King. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. Praise in the morning, church. Oh, oh, oh. Praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all the day long. We're gonna lift up the mighty name of Jesus, here to sing a song. Yes, we're gonna worship the King. We're gonna praise His name. Yes, hallelujah. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. We're gonna worship the King. Yes, we're gonna praise His name. We're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. One more time. Oh, 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 praise Him in the morning, praise Him in the night, praise Him all the day long. We're gonna lift up the mighty name of Jesus, here to sing a song. We're gonna worship the King. We're gonna praise His name. Yes, we're gonna lift up holy hands. We're gonna worship the King. We're gonna worship the King. Yes, we're gonna praise Him. We're gonna praise His name. Lift up that hands, oh, holy hands. We're gonna worship the King. Hallelujah. Praise His name. Hallelujah. The light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes the heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. Yes, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to
exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt for thou art Lord on high above all the earth. Thou exalted far above, O God. For thou art Lord on high above all the earth. Thou art exalted hard above, O God. Exalt thee, come on, church. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, yes, Jesus. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh yes, Lord. I exalt thee. Oh Lord. Come on, say exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee, yes, Lord. I exalt thee. I exalt thee. Let us worship Him this morning. Let us exalt His name this morning. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Lord, send the rain. Pour out your Spirit. Let the fire fall. Heal us one and all. Fall afresh on me. Lord, send the rain. Pour out your Spirit. Let the fire fall.
the rain. Pour out your spirit. Let the fire fall. Let the fire fall. Heal us one and all. Fall afresh on me. We need this morning healing, our Lord. Lord, send the rain, that precious rain, send it now. Pour out your spirit, your sweet spirit, Lord. Let the fire fall. Heal us one and all. Fall fresh on me. Come on, just sing holy. We sing Holy Spirit, let the fire fall. Heal us one and all. Fall afresh on me. Oh, we sing holy. We sing holy. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Let the fire fall. Heal us one and all. Fall afresh on me. Ons staan volgende die son. Ons die Heilige Gees so nodig in die tyd wat ons in leef. Sonder die Heilige Gees is ons dood. Daar's geen lewe nie. Maar die Heilige Gees in ons lewe gee nuwe lewe. Hy maak vry. Halleluja, hy lei ons waar ons moet heen gaan. Halleluja, omstandighede in ons leef. Hy maak gesond. Halleluja, hy skep weer 'n nuwe gees in ons lewe. En ons bid dit vanoggend, my koning Jesus. Halleluja, dat die Heilige Gees vuur in hierdie gemeente sal vloei. Halleluja. Oh, van sitplek na sitplek sal vloei. Hy laat 'n nuwe lewe in ons sal kom vanoggend. Halleluja. Halleluja, want sy Gees sal nooit te leer nie. Halleluja, hy is altyd teenwoordig in ons lewe. Halleluja, dankie vir die Heilige Gees. Lord, send the rain. Lord, send the rain. Oh, yes, Holy Spirit. Pour out your spirit. Let the fire fall. Heal us one and all. Fall afresh on me. Oh, Lord, send the rain. Lord, send the rain. Oh, pour that sweet spirit, Lord. Pour out your spirit. Join the fire fall. Heal us one and all. Fall afresh on me. We sing Holy Church. Come on. We sing Holy. The fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Come on, just we sing holy, Holy Spirit, let the fire fall. Heal us one and all, fall fresh on me. Sweet Spirit. We sing holy. Holy Spirit.
fire fall. Heal us one and all for the fresh on versterk vanmôre. Ek wil hê dat die orkes dit nog eenmaal, tweemaal vir ons gaan saam sing. We sing Holy, Holy Spirit. En terwyl hulle dit speel en sing, maak jou oë toe daar waar jy staan. Steek jou hande op en ek wil hê sê vir die Heilige Gees, Heilige Gees, kom versterk my vanmôre. Kom raak my aan. Lig my uit bo my omstandighede. Versterk my Heilige Gees. Help my Heilige Gees. Dankie Here dat ons dit kan doen. Kom ons sing dit. Daar waar jy staan, sê dit vir die Heilige Gees. Sê vir hom vanmôre bekragtig my Heilige Gees. Kom ons sing dit vanmôre. we sing holy, Holy Spirit. Heilige Gees is die een wat ons help vanmôre. Is U wat ons die liefde van die Vader laat ervaar, die vrede laat beleef. En ons ervaar dat ons is nie alleen nie, U is met ons, Here. Tot aan die volleinding van hierdie wêreld, want die krag word in ons lewens geopenbaar. Selfs wanneer ons die woord bepeins en die woord vir ons sê, wees stil en weet dat ek God is, dan kom ons tot die besef dat U bestaan, U is 'n werklikheid. As ek myself net kan kry, stil te word en te hoor wat U vir my wil sê. Help ons vanmôre, Heilige Gees, dat ons nie net sal hoor nie, maar dat dit vanmôre sal inslag vind en op die harte van ons tafels geskryf sal word.
ons gees brandend sal wees, Here, vir dit wat U wil doen, wat die planne is vir ons lewens. Dankie vir die teenwoordigheid, U is hier. U is hier om die kinders aan te raak. Sê vir U dankie daarvoor. We sing, Holy Spirit, let your fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. We sing, Holy Spirit, let your fire fall, heal us one and all, fall afresh on me. Hallelujah. Daar waar jy staan, begin die Here net aanbid. Worship the Lord. As jy wonder hoe om dit te doen, sê Here, ek is lief vir U. Ek onderwerp my aan U gesag vanmôre. Heilige Gees, kom help my, kom vul my, kom versterk my. Dankie, Here. Ons prys U naam. Dankie, Here. Dankie, Here Jesus. Tannie Anna. Ek moet die woord bring vanoggend. Die Here wys en die Here sê vir my, ons moet ophou om kerk te speel. As ons hom aanbid, moet ons dit uit ons hart uit doen. Ons moet hom nie met ons lippe eer en ons harte ver weg van hom wees nie. Ons moet hom in gees en in waarheid dien. En ons moet hom met alles wat in ons dien. En ons moet ophou om te maak asof ons in die gees is, te pretend. En ons moet oopmaak dat die gees werklik oor ons kan kom. En dat ons werklik honger sal wees. En dat ons so honger sal wees soos 'n spons. Dat ons sal opsuig en opsuig en opsuig. Want die Here sê, hy wil ons harte aanraak. Hy wil by ons wees, maar ons pretend, ons gee voor. O, Here. Ai. Here Jesus. Help ons vanmôre. Dankie, Here. Neem die sitplekke vir 'n kort oomblik. Kan u my duidelik hoor daardie kant? Kan u my duidelik hoor? Amen. In die lig van wat die Here met ons gedeel het, wil ek vanmôre net kort met u gesels. Weereens baie welkom aan almal. Dis vakansietyd. Dis die laaste naweek van die vakansie, so almal breek 'n bietjie weg. En ons gun hulle daardie kans en geleentheid om
bietjie te rus ook voor die kwartaal weer eens begin, maar vir u wat getrou is, baie welkom. Baie welkom. Aan die besoekers, baie welkom. In ons laaste kwartaal het ons gepraat, grootendeels in het gesien, ons het baie mense gedoop. Die Here het met ons gepraat oor, ek wil hê jy moet terugkom na jou roeping toe, ek wil hê jy moet my volg. Want wat is jou eerste roeping? Mense sê, ja pastoor, ek het 'n roeping, ja, prys die Here, en daar's 'n bediening. Eerste ding waarvoor jy geroep is om te volg. Toe die Here by sy disippels kom, het hy nie vir hulle gesê, hoor hierso, hier is jou bediening, kom, laat ons gaan nie. Wat het hy gesê? Volg my. Dit beteken om te sien wat hy doen, te ervaar wat hy doen, en in verhouding te groei, want wat het die disippels gedoen? Hulle het 'n belewenis gehad en hulle het gegroei saam met Jesus. Toe die kwartaal so uithardloop, toe sê Here, ek sê moet ons aangaan op hierdie pad van volg my. En ek het laas week gaan sit en net gesê, Here kom praat met my, en die Here het met my gepraat. Dis waarom ek vanmôre begin, die nuwe kwartaal wat voor lê, en dit begin nou, nie vandag nie, maar Dinsdagoggend is die skole wegtrek. Ouers, dankbare harte. Daar's net so 3 ouers. Ouers, dankbare harte. Amen, prys die Here. Jy sien, daar's altyd plek vir 'n dankbare hart. Kinders, sterk by die voete, bid vir julle. En ek sit by die voete van die Here en dis nou maar net 'n beeld. Ek sê, Here, waarheen gaan ons in die nuwe kwartaal? En die Here sê vir my, vertroue. Wie van julle ken die woord vertroue? Dis 'n lekker ene. Ek sê, Here, nee, net nie hierdie woord nie. Die Here sê, ek wil hê jy moet oor vertroue praat. Ek sê, Here, wat kan ek sê oor vertroue? En daar vat die Here my op hierdie ontdekkingstog van vertroue. Darman skryf die volgende oor vertroue. Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Ek sê, Here, dis nou 'n tipiese wêreldse siening, né? Takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Die HAT begin en hy sê die volgende, nou HAT, jy almal ken dit, sy ou woordeboek, Afrikaanse woordeboek, hy sê, die geroep, en dis hoe hy dit verduidelik, die geroep dat jy op iemand kan staat maak, of nie. Geloof in die betroubaarheid van 'n persoon of saak hê, of nie. Dit alles hang af van 'n gevoel, 'n belewenis van of 'n waarneming van, intuïsie, wat jou besluit laat neem. En dan verduidelik die HAT, hy sê, dit te gaan aangaande sake met vertroue, is 'n belangrike element wat 'n moderne samelewing het en by mekaar hou of probeer hou, soos byvoorbeeld polisie. En toe die HAT polisie gebruik, toe dog ek, o my siel. Maar dis wat ons by mekaar hou. Die Engels stel dit to trust, to have confidence, en dan interessantheidshalwe sê hy, to have faith. To have trust, to have confidence, or to have faith. Nou vra jy vir my, pastoor, waarheen is jou pad? Kom ons vat hierdie reis. Kom ek wys vir u ietsie.
Stephen Covey het gesê rondom vertroue, hy sê, trust is the glue of life. Trust is the glue of life. Tweedens sê hy, trust is the most essential ingredient in effective communication. Interessant, né? Hy het 'n baie interessante boek geskryf. En dan sê hy ook, Covey sê, trust is the foundational principle that holds all relationships. The foundational principle that holds all relationships. Maar wat nou interessant is hoe ons gevorm word vanuit die wêreldse perspektief om te vertrou. Verstaan jy hoekom die wêreld in so gemors is? Want almal sê, jy word gevorm om te vertrou vanuit jou belewennisse in die verlede, wat mense gesê het, wat mense gedoen het, wat gebeur het, en dit is die vertroue wat ons het. Sien nie hoe verdraaid is dit? En nou sê ek 'n ding, kan nie verstaan hoekom mense die mense kan vertrou nie. Can you understand why people cannot trust people? Want ons lewe vanuit ons intuïsie. Ons vertrou vanuit jou intuïsie. Ja, maar ek het gesien. Nou luister die volgende woorde wat Santos Calvar geskryf het. Hy sê, trust starts with truth and it ends with truth. Trust starts with truth and it ends with truth. Wat sê die woord van die Here vir ons? John 14 verse 16, en ek glo daar sê op die bord, dankie Franet. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father by or through me. I am the way, I am the truth. It starts with truth and it ends with truth. I am the truth, I am the truth, and I am the life. Verstaan jy hoekom is ons wêreld so deurmekaar? Vers 10. Want nou kom hulle, wat vir ons die Vader? Och, en hulle sê maar, hoe is dit moontlik? Wys vir ons die Vader. En nou sê hy, do you not believe that I am in the Father and the Father and that the Father is in me? What I am telling you, I do not say on my own authority and of my own accord, but the Father who lives continually in me does His work, His own miracles, deeds of power. Nou weet jy van wie praat hy? Hy praat van die skepper van hemel en aarde. Hy praat van God self. Hy praat van God wat in hom is alle dinge moontlik. Hy is die groot ek is. Want weet jy wat sê menslike intuïsie in terme van vertroue is? Kyk, evalueer, if you like it, do it. If you don't like it, push it aside. God sê ek werk op 'n ander manier. Werk op 'n ander manier. Nou vers 11, kom ons lees gou vers 11. Believe me that I am in the Father and the Father in me. Or else believe me for the sake of the very works themselves. Believe me. 'n ander vertaling sê, believe me when I say that. Dis Jesus wat praat.
Hebreërs 11 vers 1, ek het dit nie op nie. Wat sê Hebreërs 11 vers 1? Ons almal ken dit baie goed. Geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dit wat ons kan sien. Julle moet die Bybel weer gaan lees. Nie kan sien nie. Wie van u vertrou vanmôre nog vir goed wat jy reeds ontvang het? As jy dink klaar ontvang het, vertrou jy nog vir dit? My siekie pappa koop vir jou 'n groot rooi fiets. Hierdie stadium gaan hy vir my sê, "Rarig." Wat? Rarig? Groot rooi fiets. Groot rooi fiets. En van maande tot en met sy verjaarsdag, 'n groot rooi fiets, en is almal oor hy praat, 'n groot rooi fiets, want ek 'n groot rooi fiets kry en my pa gaan my groot rooi fiets koop en ken nie kinders. So 'n groot rooi fiets en hy het wit bande en hy het 'n groot sitplek en liggies voor en liggies agter en 'n groot rooi fiets. En dan kom die verjaarsdag en jy gee vir hom so 'n boksie. En hy vat die boksie en hy sê, "Nou wat is dit?" Dan maak hy die boksie oop en hier's 'n pragtige ou kaartjie. "Geluk my seun met jou verjaarsdag." Jy sit 'n 50 randjies in vir 20 randjies. Wat moet ek met dit doen? Dan loop julle in die voorhuis in, want ag, kom ons gaan sit so 'n bietjie en ons drink 'n koeldrank of 'n koffie. Jy kom in die voorhuis en hier staan 'n groot rooi fiets. En hulle gaan mal. Nee man, hulle is normaal. Hulle gaan besirk. Ek het 'n groot rooi fiets gekry, 'n groot. Verstaan nie. Maar na daai groot rooi fiets is staan nie meer daai vertroue nie, die hoop nie. Vertroue is nie net 'n eenmalige ding tot jy iets ontvang nie. Dis 'n daaglikse aksie wat plaasvind. Dis 'n daaglikse aksie wat plaasvind. Nou luister wat 2 Tessalonisense 3 vers 1, wat sê die woord van die Here vir ons? Verder broeders, bid vir ons dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word net soos by julle. En dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, want die geloof is nie die deel van almal nie. Hy praat daarvan, hy sê nie almal is gelowiges nie. OK, maar die Here is getrou. Sê gou saam met my. Maar die Here is getrou. Ek doen nou soos wat pastoor Alwyn doen. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Wie gaan dit doen? Pastoor Edmund, pastoor Alwyn en die kerkraad. Wie gaan jou versterk? Wie gaan jou versterk? Nou, hoekom probeer jy alles self uitwerk? It's God that's going to strengthen you. Is hy wat jou gaan versterk. Nee, pastoor op Sondagmôre. Nee. En ons vertrou. En ons vertrou. 'n ander vertaling sê, deur die Here, 83 vertaling, deur die Here het ons vertroue. Nou sê, en ons vertrou aangaande julle in die Here, aangaande julle in die Here, deur die Here het ons vertroue in julle, dat julle doen en sal doen wat ons julle voorhou. Luister weer, en ons vertrou aangaande julle in die Here, dat julle doen en ook sal doen wat
ons julle beveel. Dan sê hy in vers 5, kom ons lees dit. Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus. Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en tot die lydsaamheid, tot die volharding, tot die aanhou van Christus, tot die dag wat hy terugkom. En ek rig weer eens die gedagtes op vertroue, eerste op God, op sy seun Jesus Christus en die hulp van die Heilige Gees. Nie op ons intuïsie nie, dis nie verkeerd nie, jy leer sekere dinge. Jy kom op 'n punt, wat, en wie van u en ek, dit is nou 'n baie teer saak. Dames, julle moet ons lief hê in die liefde van die Here. Want julle agtergekom is, julle moet klaarmaak, dan vat dit langer as wat mans vat. My vrou, ek is nou op dun ys. En papa maak vinnig klaar, en mamma en Sena trek, en papa sê, ons moet ry, ons gaan laat wees. We are going to be late. En mamma trek nog 'n streep, en Boeta trek nog iets. Kom, ons gaan laat wees, kom nou. En naderhand is daar julle onder ons in die huis. Gebeur dit net in 'n pastorie? Prys die Here, die kerk is normaal. Dit is normaal. Maar net soos wat 'n ou vertroue het, en jy probeer jou huishouding reël, so moet ons terugkom by wat God wil hê ons moet doen. En hy wil hê ons moet 'n vertrekpunt hê om hom eerste te vertrou. En nie net dit wat die wêreld vir ons deurgee nie, want nou sê ek die kerk is normaal, maar almal het dieselfde probleem. Mamma vat lank, papa is gefrustreerd en die kinders hardloop tussenin. En dis wat met die wêreld gebeur. Ons sê, kom terug na God se plan toe. Die wêreld sê, nee, volg jou intuïsie vanuit jou belewenis uit. En wat gebeur tussenin? Die duiwel hardloop tussenin en hy krap almal deur mekaar. Hy gebruik die omstandighede. Nou weet jy, die Griekse woord van Tessalonisense wat ons nou gelees het, van vertroue, in Christus om vertroue te hê. Die woord, nou ek is nie om vanmôre Afrikaanse klas te gee nie, maar daar's 'n onoorganklike werkwoord en daar's 'n oorganklike werkwoord. Kom ek vertel gou vir u wanneer ons na die woord peitho kyk, wat vertroue is. Die onoorganklike werkwoord, en jy kry dit nie in die Afrikaans nie, dis net in die Grieks wat hulle dit vir ons deurgee. Onoorganklike werkwoord sê, ek is oortuig, ek het sekerheid, ek lewe in oorwinning, ek het oorkom, en ek het 'n innerlike sekerheid en 'n vertroue dat God my gekoop het deur die bloed van die lam. Ek is vrygekoop, ek is nuut gemaak, ek is op die plek waar die Here my wil hê, en ek lewe in oorwinning. Prys die Here, maar wie van u is daar? Weet hoe klink dit? Amen. Halleluja. Vertroue hê. Peitho. Die oorganklike werkwoord. Luister na die oorganklike werkwoord, want hy het twee dele. Ek moet werkwoord sê, ek moet nog in oorwinning kom. Ek moet nog oorkom. Ek is nog nie heeltemal oortuig nie. En dan sê hy, iemand van gedagtes laat verander deur redenasie.
Wat se redenasie? Om 'n ongelowige te redeneer om die blok, deur die blok, onder die blok, deur om by Christus uit te kom? Nee, dit beteken om mekaar te versterk, om by mekaar te staan, mekaar op te bou, en die wat nie seker is van waarheen hulle gaan nie, om te sê, my boetie, my sussie, hou aan, Jesus is getrou, hy sal ons deurvat, hy gaan jou optel, en jy sal dit maak in Jesus naam. Dis die oortuiging waarvan hy praat. 2 Korintiërs 5 vers 11, nou luister na hierdie vertaling, hulle het hom vir ons in die ou vertaling, omdat ons dan die vrees van die Here ken. Wie ken die vrees van God? Vrees, as hy praat van vrees, praat van 'n heilige respek, praat van 'n grootheid, praat van 'n almag, praat van jy weet wie God is. Die ander vertaling sê, luister hier, vers 11, ons weet wat dit beteken, en is Paulus wat hier praat, ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Ons weet. Nou wil ek vir u sê, wie van u was al in die tronk? Nou is daar beskeidenheid in die gemeente. Paulus sê, ek weet wat het is om die Here te dien, ek was al in die tronk gegooi daaroor. My lewe was al vervolg. Wie van u was al vervolg? Ek dink hier's 'n paar van u wat al vervolg was by die werksplek. Wat jy voel, Here, gaan ek lewendig uit hierdie saak uitkom? They are after me. Am I going to make it? Gaan ek dit oorleef? Gaan ek dit maak? Sien, want hier is die groot saak. As die Here sê, begin by my. Hy sê, ek weet wat dit is om die Here te dien, om die vrees van die Here te ken, beteken dit respek, agting, kennis. Ek dra die kennis van sy grootheid en sy almag. Ek vertrou God. Ek wag vir die ervaring en die sekerheid. Ek weet God kan my vertrou. Hier kom die vraag wat ek myself in die week gevra het. Ja, Here, ek vertrou U, maar kan God jou vertrou? Oei. Toe die Here dit vir my vra, in my stilte tyd, toe sê ek, oei, kan God jou vertrou? Can God trust you? And I'm talking not about anyone, I'm talking about a living, almighty, powerful God, the giver of life and death. He can take away life as well. Can God trust you? Kan God jou vertrou? Weet jy wat Esegiel het gesê? O Here, werk net sagkens met my. U weet dat ek net mens is. As die grimmigheid sal ontvlam, sal daar niks van my oorbly nie. Wees my net genadig. Hier kom die volgende vraag, kan jy jouself vertrou? Dis 'n vraag wat die Here my gegee het. Kan jy jouself vertrou? Kan jy ander vertrou? Verstaan jy die woord wat vanmôre uitgekom, wat die Here sê, maar ek wil my gees hulp voorgee, hulp maak. Kan ek jou vertrou? Want weet jy wat, as ons na die woord toe gaan, 2 Tessalonisense 3 vers 3, wat sê die woord? Hy sê, maar die Here is getrou.
Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. Hy is getrou. Nie kan hom vertrou nie, hy is getrou. Numeri 23 vers 19. Lees gou net vinnig saam met my. God is geen man dat hy sou lieg nie, en 'n mens se kind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? God sal. Volgende skrifgedeelte, 2 Timoteus 2 vers 13. As ons ontrou is, hy bly getrou. Kan homself nie verloon nie. 1 Tessalonisense 5 vers 23. Hy wat julle geroep, wat julle roep, is getrou. Hy sal dit ook doen. Pastoor, wat moet ons doen? Weet jy, in alle sake moet ons punt nommer 1 leer om God te vertrou omdat hy getrou is. En dit nie net te dink nie, ons moet dit sê. Here, U is getrou, ek vertrou U. Hoe meer jy dit vir jouself sê, hoe meer jy dit hoor, hoe meer gaan dit inslag in jou hart en in jou gees vind. Here, U is getrou, ek vertrou U. Tweedens, meer tyd in God se woord spandeer, want dit gaan jou vertroue opbou. Oordink die woord, bepeins die woord. Om tyd te spandeer in gebed. Pastoor, maar weet jy, ek is so besig. Sien nie waarvan ek praat as ek sê, kan God jou vertrou? Om jou tydsbestuur so te maak, al sê jy 10 minute 'n dag, 15 minute 'n dag, sit dit in jou dagboek, man, soos 'n afspraak en sê, Here, hier is ek vir 15 minute. Waaroor kan ek nie gesels? Dalk raak dit 'n halfuur, dan 'n uur. Want jy sien, as jy op 'n plek kom waar jy God so kan vertrou, kan jy jouself begin vertrou. Want dan kom 'n verlange om na God se woord toe te gaan. Dan kom 'n verlange om te bid. En jy kan jouself begin vertrou, en omdat jy jouself vertrou, kan jy ander vertrou. Die wonderlikste voorbeeld, en ek gaan dit nie lees nie, van net hoor, maar Daniël 3 vers 15 tot 28, want ek gaan nou afsluit. En ek wil hê jy moet hoor, Sadrag, Mesach en Abednego is in 'n land saam met Daniël. Daniël word met tyd ook in 'n leeukuil gegooi, en die Here roep iets uit, maar Sadrag, Mesach en Abednego staan voor 'n ding dat die land roep iets uit. Daniel 3. Is ek reg? Ja. I'm not going to read it, maar ek wil hierdie voorbeeld gebruik. Dis so kragtige voorbeeld. Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego is 3 ouens en vriende, en hulle is in die land, en hier kom 'n edik uit, die koning sê, hoor eens, ons gaan 'n beeld maak, julle moet die beeld aanbid, en dit kan baie goed voorstel. Kan baie goed voorstel. Maar hy sê, ek wil hê julle moet die beeld aanbid, as ons die musiek speel, die tamboeryne en die snaarinstrumente, dan moet julle almal voor hierdie beeld buig. En hier Sadrag, Mesach en Abednego. Punt nommer 1, hulle vertrou God, want God is getrou. Hulle verhouding in die Here moenie nog op 'n plek van vind kom nie. Hulle weet waar hulle met God staan. Hulle weet God is almagtig. Hulle weet God is hoog en verhewe. Hy is 'n redder, hy's 'n formeerder, hulle weet dit. Onoorganklike werkwoord. Hulle weet dit. En hier staan hulle die musiekinstrumente, amper krikkie orkes, maar toe maar. Om te jam. Kom aan, bid. Val op julle knie. Hier staan hulle. Daar's nie manier.
There's no way. Die koning roep hulle, hy sê, manne, kom asseblief vorentoe, come hither. Hulle staan voor hom, hy sê, weet julle wat? Hy sê, ek het 'n edik gemaak, ek kan dit nie breek nie, is my woord, val voor hierdie beeld neer. As die musiek speel, aanbid. Maar jy sien, hulle het nie net vertroue in God gehad nie, hulle het vertroue in hulle self gehad. Hulle het geweet waar hulle met God staan. Weet jy waar jy met God staan? Ek vra vanmôre diep vra, weet jy waar jy met God staan? Ek vra dit vir die kerk, want weet jy wat, baie keer weet ons nie waar ons met God staan nie. Ons lewe vanuit sien, ons lewe vanuit belewenis. Ek het die Here gevra en hy het dit nie gedoen nie. Nou weet ek nie of ek die Here kan vind. Man, jy moet weet in jou hart en in jou gees. God laat alle dinge meewerk vir die wat hom liefhet in hierdie lewe en in die volgende lewe. Hier staan hierdie 3 manne. Boy, as die koning ons hoor wat jy sê, maar ons gaan nie buig nie. Die God wat ons dien, is die almagtige hoogvrede God. Sou u dit kon sê of sou u gefaal het? Dat jy jouself nie eens kan vertrou nie. Die koning sê, julle besef, as julle dit nie doen nie, gaan ek julle in daai vuuroond gooi. Nee, koning is reg, ons buig maar. Nee. Hulle vertrou hulle self en hulle vertrou mekaar. Hulle het vertroue in die mense wat saam met hulle die pad stap. Jy sien onoorganklike werk. Hulle weet waar hulle staan. Weet jy wat, dit maak nie saak of dinge nie regloop nie, maak nie saak of dinge nie uitwerk nie. Saam sal ons die Here dien. Ek weet wat, ons sal die Here dien. Ek staan by jou en jy staan by my, gaan ook nie altyd maklik wees nie, en het gaan lyk asof die duiwel tussenin kom, want op hierdie stadium werk ons op die wêreldse stelsel. Ek moet net sien, ek moet evalueer, ek moet intuïsie hê. En daarop neem ek my besluit. Nee, ek neem my besluit op grond van dat God getrou is. Die koning sê, okay, hy sê, speel die musiekinstrumente, klink soos 'n groot jam, en almal val neer, en hier staan hulle 3. Die koning sê, wat sê die woord? Koning het kwaad geword. Julle krap my hele prentjie deur mekaar. Ons kan nie 'n mooi skildery maak nie, man. Wil graag hê hulle moet dit verf, laat ons kan sien wie het almal gebuig. Hulle sê koning, jammer. Hulle vertrou God, hulle vertrou hulle self en hulle vertrou mekaar. Maar nou luister mooi wat gebeur. Hy sê, as julle dan nie maak, hy oond 7 maal, hoeveel maal? 7 maal warmer. Selfs die fris manne wat daar gestaan het, toe hulle ingooi het gesterf. Hulle sê, die God wat ons ken, is by magte om ons te red. Voor 'n ander buig. Maar al red hy ons nie, sal ek nie voor 'n ander buig nie. Dis vertroue in 'n God van hemel en aarde. Hoorie wat ek vanmôre vir u sê. Dis die plek waar die kerk moet uitkom, to have trust in the God of all, Yahweh. Abba Vader. So ons red wonderlik, so ons nie red nie, gaan nie buig nie. Dan is dit so, ek vertrou in hom.
Weet jy wat gebeur? Die koning sê, gooi hulle in, en hy gooi hulle in, en terwyl voor hulle die res van die saak kan doen, om 'n voorbeeld van te maak, sê die koning, hoor hierso, was daar nie 3 ouetjies gewees nie? Wel koning, ek weet nou nie van jou nie, maar nou is daar 4. Hy sê, ja, ek kan sien, en die een lyk soos die van 'n godeseun, maar ek wil vandag vir jou sê, as jy jou hart uitmaak, God kan jou vertrou, en hy kan jy vertrou hom, wil ek vir jou sê, staan jy 'n baie groot kans, dat God vir jou 'n bonatuurlike wonderwerk sal doen, en as hy dit nie doen nie, dan gaan ons buitendien na die bonatuurlike toe, en ons gaan huis toe. We are going home. Ek sê, Here, Lord, help me. Help me. I want to trust in you, but more than that, I want you to trust me. Weet jy wat, dis 'n besluit om God eerste te sit. Ek wil vir jou sê, dis nie die maklikste ding wat daar is nie. Maar ek wil vir jou sê, as ons die wêreldse stelsel vertrou, gaan ons moeilikheid kry. Ek sluit af. Want weet jy waar is die bevestiging? Dat ons God kan vertrou. Jesus moet nie nog kom sterf nie. Hy het klaar gesterf. Nie nog opstaan nie. Hy het reeds opgestaan. He already rose from the grave. En weet jy wat, binnekort hierdie naweek wat nou kom met ons Paasvrydag en Opstandingssondag, weet jy wat is die wonderlikste van alles? Hy het opgestaan. En hy het na die Vader toe gegaan. En die engele het vir hulle gesê wat gestaan en toe kyk het, net soos hierdie Jesus gekom het, so gaan hy terugkom. Dis in hierdie boek bevestig en vasgelê. Daarom kan ek en jy God vertrou met ons hele hart. Ek vra vanmôre die vraag. God loves you. Hy het jou lief, want sy seun het die prys kom betaal, sodat jy gered kan word en vernuwe en verander kan word. Ons kan hom vertrou, want hy bly getrou. Hy bly getrou. Kan God jou vertrou? Hier is die vraag, kan God jou vertrou? As jy sê, pastoor, ek is nie seker of God my kan vertrou nie, weet jy waar is die vertrekpunt? Maak seker dat jou lewe reg is. Dat jy jou lewe reg maak met Jesus Christus. Seker maak jy's op daai plek. Om te bely, Here, ek weet jy is getrou, ek vertrou U. Ek vertrou U. Elke dag. Die woord te lees, te bid. Maar ook 'n besluit te neem om mekaar te vertrou. Jouself te vertrou. Staan saam met my vanmôre. Gaan vra dat die orkes vorentoe kom. En dit is die woord wat die Here vir my gegee het vir die nuwe kwartaal. Die Here het gesê, sê vir my kerk, hulle moet hierdie kwartaal werk aan hulle vertroue met my. Ek vertrou hulle.
Ek vertrou jou. My. Kom en groei in my. Stap die pad saam met my. Ons kan God vertrou. Hy vertrou ons. Kom ons groei in getrouheid aan God. En ons vertrou mekaar. Dat dit wat die Here gesê het hy gaan doen vir hierdie gemeente in Beaurein, dat ek saam gaan werk in vertroue dat God se wil hier sal geskied. Dat God se wil sal geskied vir my lewe. Hier's van u wat vanmôre hier staan en sê, Here, ek weet nie of ek myself kan vertrou nie. Dit voel nie vir my asof u my vertrou nie. Jy het dalk deur 'n reeks omstandighede gegaan. Jy sê, Here, ek weet nie of ek u kan vertrou nie. Ek weet nie bestaan. U het my deur so 'n moeilike pad gevat. Ek staan vandag nog. Here I am. En dis wat die Here sê, ek wil jou help, sodat jy kan vertrou, jouself kan vertrou, my kan vertrou, gelowiges kan vertrou. En dat jou vertroue versterk word. Dat jy so Saterdag mense gaan albei 9 kom wat sê, red die Here my, dan red hy my. Want hy's almagtig, onoorganklike werkwoord. Hy's almagtig, hy's hoog en verhewe. Hy red my, ek is oortuig daarvan. Of staan nie nog op 'n plek wat sê, joe, ek wag nog vir die oorwinning. Ek wag nog vir 'n deurbraak. Ek wag nog. Kom en oorreed my net. Nee, ek wil vanmôre vir jou sê, hy's 'n werklikheid. Hy's die waarmaker van sy woord. Hy is God. Vertrou die Here. Maak jy oor toe, ons gaan die diens afsluit. En hulle gaan vir ons net speel en 'n worship song sing. En ek wil u vra vanmôre, soos afgesluit het, seën van die Here oor u. Maar ek wil u vra, as jy vanmôre sê, Here, ek weet nie waar ek staan met my vertroue nie. Stap net vanmôre vir 'n oomblik uitdroof. Saam met jou in geloof staan. En die Here vra, Here, kom versterk hulle geloof. Want onthou, wat het Kalmar gesê? It starts with the truth. And it ends with the truth. Hy het nie geweet wat hy sê nie, want Jesus het gesê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. I am the way, the truth and the life. Hy moes eintlik gesê het, it starts with Jesus and it will end with Jesus. Vader, ons dankie vir die woord vandag. Here, jy het diep gepraat, jy het diep gesny vanmôre oor vertroue. Vergewe ons, Here, dat ons so baie keer die wêreld gebruik om ons intuïsie te laat gebruik om te vertrou of nie te vertrou nie. Maar ek wil vanmôre vra, Here Jesus, dat ons weer by U sal begin. Vergewe ons, was ons in die bloed, vergewe ons, Here, dat ons nie altyd vertrou soos wat ons moet nie. Maar dat ons hierdie pad sal stap in geloof in U, dat U bly getrou, en daarom kan ons vertrou. Here, terwyl ons uit mekaar uit gaan, seën ons, beskerm en bewaar ons van die bose, want die woord sê U bly getrou. We can trust You. Ons vra dit in Jesus naam. Orkies speel vir ons net saggies.
En ek gaan vra, ja, terwyl hulle sing, Clayton, kom vir my uit asseblief. Clayton gaan oor see werk en ons gaan vanmôre saam met hom ook bid. Jolandi, kom vir ons uit. Kom saam met hom. Maar daar waar jy staan vanmôre, as jy sê, kom staan maar hier so. Sê vanmôre, sê, Here, help my met my vertroue. Help me with trust. You are true, Lord. I want to begin with you today once again. Stap gou vir my vanmôre uit. Kom staan hier so. Maak jy oor toe. U is meer as welkom as u wil gaan. Die Here seën u. Maar ek gaan vra as u wil uitstap vanmôre. Ons gaan net saam met u bid vanmôre. Water I place staan hier en sê, Here, ek stel my vertroue in u. Lord, this water I place my trust in you because you are true. I'm beginning with you, not according to the rules of this world, but to your rules, your word, Lord. I will live in Jesus' name. Stap vanmôre gou uit. Daar waar jy is, stap uit vanmôre. As jy wil sê, ek wil hê, bid net saam met my vir herstel in my vertroue. Stap gou uit, kom staan hier voor. Ek nooi weer een, stap uit, kom, stap uit. Ja, die mense begin uitstap, kom ons sing hierdie koortjie. Far above, oh gods, Weet jy wat sê die Gees van die Here vir my nou? Jy het nie vertroue om selfs vir God iets te doen nie. Want iemand het jou onder 'n juk van slawerny geplaas. Gees van die Here sê dit nou. Die Here sê iemand het al vir jou goed gesê dat jy nie waardig is nie, dat jy nie goed genoeg is nie. Die Here sê, en dit gaan selfs terug na onderwysers toe. Weet nie wie jy is nie.
onderwysers wat vir jou gesê het, you're not gonna make it. You're not worthy. Jy kom nie uit die regte agtergrond uit nie. Hier's mense wat vanmôre onder die juk van slawerny staan en daarom kan jy nie vertrou nie. That's why you cannot trust. Vanmôre sê die Gees van die Here vir my, hier's mense wat hier staan en daar was vir jou hierdie woorde gesê, man, jy's op 'n slegte plek in jou lewe, dis hoekom jy deur hierdie goed gaan, en ek wil vanmôre vir jou sê, stap vir my asseblief uit, ek wil daai woorde oor jou lewe breek, in die naam van Jesus. Ek wil daai woorde breek oor jou lewe. Stap uit. Moenie bang wees nie. Ek wil vir jou sê, moenie vrees nie. Beweeg in Jesus naam om vry te kom. Hier's mense wat staan onder daai juk. En solank as wat jy staan onder daai juk, gaan jy bly onder daai juk. Kom, laat die Here jou vrymaak vanmôre. Kom, laat hy jou vrymaak. Come and let the Lord set you free. Come, let the Lord set you free. Kom vanmôre, stap uit. The Lord says you want to trust. You must trust me to set you free. Daar waar jy staan, steek jou hande op en begin net aanbid. Daar waar jy is, die bidders, ek wil die bidders uit. All the people that's praying. Die bidders, kom vir my uit. Dankie Here. Here, ek bid vanmôre en ons breek elke band en elke ketting in die naam van Jesus. Terwyl ons aanbid vanmôre, daarby is maak jou oë toe. Here, elke woord van wantroue, Here, wat gespreek was oor mense se lewens, dit breek ons in die naam van Jesus. Dit sal nie langer 'n houvas hê nie. Here, dit gaan nie langer 'n effek hê nie. Here, U maak vanmôre mense vry in die naam van Jesus, omdat U getrou bly. Here, breek U elke band, U breek elke ketting, elke muur val om in die naam van Jesus, en U gee genesende olie in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Here, ons sny woorde af. Here, woorde wat negatief uitgespreek was om vertroue te breek. Ek dank U vanmôre, Here, dat U vrymaak. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Oh, Karabasenemen, Toroko Samama, Terebasama. Aanbid die Here daar waar jy staan, maak jou oë toe. Maak net jou oë toe, steek jou hand op. Steek jou hand op vanmôre en sê, Here, ek ontvang in Jesus naam. Ek ontvang vanmôre, Here. Oh, halleluja, U tel my gemoed op, Here. Elke band is verbreek en vanmôre ontvang ek krag en liefde en sterkte. Maar ook, Here, die feit dat U getrou is. Here, ek ervaar dit in my gees en daarom vertrou ek U vanmôre vir elke deurbraak in Jesus naam. Halleluja, kom ons begin bid. My vrou, begin julle bid. Die res van U, ek wil hê staan, maak U oë toe en dan bid net. Ons diens is vandag, U kan gaan in die liefde van die Here.